Kom met ons vanoggend met 'n oop hart die woord van die Here ontvang. Die Here het reeds in Pastoor Leon se hart gedeponeer wat ons moet hoor, en 'n vriend van ons, en dankie dat ons die platform vir jou beskikbaar kan stel, my boeta. Bless you. Thanks my bro, groot voorreg en alreeds 'n wonderlike ervaring gehad saam met julle as 'n gemeente, en is so heerlik om in sy teenwoordigheid en in julle teenwoordigheid te wees. Ek dink soms vergeet ons dat die Here het vir ons 'n groot gift gegee om saam met mekaar te journey. So kyk net so 'n bietjie om rondom jou, is ouens wat saam met jou journey en saam met jou travel, jy's nie alleen nie. Dis 'n groot voorreg. Nou vriende, vanmôre het ek 'n opgewonde hart, maar die opgewondenheid gaan van my iets vra en uiteindelik vir jou iets vra. En dis wat gebeur as 'n mens God se woord toelaat om in ons lewens die toonaangewende bron van wysheid te wees. Nou, wanneer 'n mens God se woord toelaat volgens die standaard van sy woord, nie soos wat ek dit wil hê of dit wil buig nie, die essensie daarvan en die waarheid daarvan toelaat, dan beloof die Here se woord vir ons. In Efesiërs skryf Paulus daarvan, elke geestelike seëning in Christus Jesus is ons sinne. En vanmôre gaan ek gesels oor een van daai seëninge, one of those blessings, en ons kry hom in Hebreërs 4. Nou jy kan so lank soontoe blaai. Ek gaan vir jou vinnig agtergrond gee wat gebeur by Hebreërs. Ons weet nie wie Hebreërs geskryf nie. Dit is geskryf soos 'n preek of soos iemand wat 'n saak wil stel, amper soos 'n regsaak. En die saak wat die skrywer van Hebreërs vir ons as lesers gee is: Christus is die grootste autoriteit. Hy skryf dat Christus is groter as die engele. Christus is groter as die wet. Christus is groter as Moses. Nou, vanuit die Ou Testamentiese agtergrond is dit geweldige, gewigtige argumente wat die skrywer gee. En dan eindig hy hoofstuk 3 af deur te sê, daarom moet ons gehoorsaam wees en nie ongeloof hê nie. Want dan gebeur hoofstuk 4 waar ek nou ons studie gaan begin. Ons kan in sy rus ingaan as ons glo, nie soos die wat in die woestyn was en nie geglo het nie. Nou, ek het hom al so 'n bietjie weggegee vir jou vanmôre. Die blessing vir vanmôre is rus. Rus. Nou wonder ek, wat dink jy? Is hierdie rus waarvan die Here praat? Is dit 'n middagslaapie? Want kom ek sê vir jou, na my geboorte, en toe ek behoorlik op, kom ons sê nou 18 maande my eie voete gevind het, as jong babietjie, was my ma, my arme, dierbare, kosbare moeder, se middagslaapies daarmee heen. Ons sou in die middag verskonings gevind het om nie te slaap nie. Sy vertel my, sy het babietjies opgepas, en dan sit sy ons almal in ons kotte. Ek onthou dit, vriende, ek onthou my doek wat ek aangehad het. Dan wag ek dat sy die deur toeknip, dan luister ek hoe almal slaap, my maatjies nou, klim ek uit die kot, dan gaan steel ek 'n bottel. Of ek is by 'n ry uit. Hierdie rus waarvan hierdie gedeelte praat is so bietjie meer as 'n Sondagmiddag slaapie. Vir die van julle wat dit geniet hom, daar's niks fout met 'n Sondagmiddag slaapie nie. Maar hier is meer in hierdie gedeelte as net om rustig te wees en te sê, nou gaan ek myself bietjie toemaak en ek gaan nou net lekker slaap. Hier is meer in hierdie gedeelte. So blaai saam met my. Hebreërs hoofstuk 4. Ek gaan so gedeeltetjies uit hom lees, net om 'n bietjie tyd te spaar. En dan gaan ek jou ook vat na die Ou Testament toe, 'n gedeeltjie in Esra. En Esra is 'n tydsgenoot van Haggai, en Haggai is die skrywer van ons gemeente se tema. So ek gaan hom nou vir jou ook in perspektief bring daar. Goed.
Vers 1, Hebreërs 4. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog standhou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Dis 'n verskriklike waarskuwing wat die skrywer hier gee. Vers 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, en hierdie hulle is nou die ongelowiges in die woestyn wat nie geluister het nie. Maar die woord van die preding het hulle nie gebaat nie, omdat by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Hulle het gehoor, maar hulle het nie geglo nie. Want ons het geglo, en ons wat geglo het, gaan die rus in. Nou hierdie woordjie rus in die Grieks word gebruik om iets te demonstreer van eienaarskap. Die woordjie in die Grieks beteken to possess, to colonize, to make your own. Dis om te sê ons het 'n huis gebou, of kom ons sê ons tema van ons jaar is ons bou, en ons het al verskeie kere van hierdie kansel af voorbeelde gegee van waar ons kan bou, maar kom ons gestel ons praat van 'n gebou, waar ons nou in kan gaan. Maar ons almal besluit vanmôre, of kom ons besluit maar as 'n gemeente, hierdie gebou is so kosbaar, so wonderlik, ons moet tog net nie die drempel deurtrap nie. Ons moet net nie die stoele te veel skuif nie. Kom ons almal sit daar buitekant, want hierdie gebou is so kosbaar. Is dit die doel van die gebou? Ek staan by die deur terwyl ons worship en ek sien die drempel is deurgetrap daar. Het julle al agtergekom hoe is die mat al deurgetrap daar? Dis die doel van daai mat om deurgetrap te word. Hoekom? Want ons het in hierdie gebou se rus ingegaan. Ons het die eienaarskap geneem. Ons sit vandag in die beskutting van hierdie gebou. So nou as ons hierdie woordjie rus beter posisioneer, gaan die res van hierdie gedeelte vir jou begin oopmaak. So dis nie 'n middagslaapie nie. Dis om iets joune te maak. Is om iets in besit te neem en uiteindelik dit te gebruik tot jou eie voordeel, of ten minste dit aan te wend vir jouself. Vers 11 gaan hy aan, die skrywer, laat ons dan beywer, 'n baie belangrike woordjie vir my studie vanoggend, om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. En dan is hierdie baie bekende versie, en ek het al bedien op hierdie versie van hierdie kansel af, want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrig en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Die skrywer sê iets, hy sê, wanneer jy in hierdie rus ingaan, wanneer jy hierdie rus joune maak deur geloof en gehoorsaamheid, dan word die woord vir jou 'n wapen. So die skrywer praat hier van 'n ongelooflike seëning wat ek en jy kan ontvang, en uiteindelik word die woord vir my en jou tot voordeel. Nou wat is hierdie rus? Hou 'n bietjie vas. Blaai gou sommer met my na die Ou Testament toe. Esra, hoofstuk 7. Soos ek gesê het, tydsgenoot van Haggai. En ek gaan gou hier vir jou iets oopbreek wat ons vanmôre gaan uitdaag, soos ek reeds gesê het, dit gaan my en jou uitdaag. Goed, Esra 7 vers 6. En Esra het opgetrek uit Babel, en dis waar die ballingskap was, die 70 jaar, en hulle het teruggekom, en hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses, wat die Here die God van Israel gegee het, en die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Goed, so hier's 'n man wat vaardig was in God se woord. Hier's 'n man wat homself toegespits het om iets baie spesifieks te doen, met die volk wat teruggaan na Jerusalem toe, om te gaan herbou, was hy vaardig in die woord of in die wet. Nou vriende, die woordjies is dieselfde, alhoewel die taal verskil. Die skrywer in die Hebreëus gebruik die woord beywer, wat 'n Griekse woord is, en die skrywer in die Ou Testament Esra gebruik 'n Hebreëse woord wat beteken vaardig. Tog is die woordbetekenis baie dieselfde. Luister gou mooi wat beteken die woordjie beywer. Dis in Grieks. Ek gaan hom vir jou in Engels gee, maar ek gaan hom nou ook vir jou in Afrikaans gee. Die woordjie beywer beteken in Grieks speed.
That is by implication dispatch diligently and forwardness. Die woordjie in Hebreërs beteken quick, hence skillful, diligent, hastily, ready. Hier kom hy in Afrikaans. In Afrikaans word die woordjie wat die Hebreëse skrywer gebruik om jou te beywer om God se woord te verstaan, beteken spoed. Dit wil sê by implikasie iets vinnig afgehandel, ywerig uitgevoer met voortvarendheid bevorder. En die Hebreëus sê vinnig, daarom ook vaardig of bekwaam, ywerig, haastig en gereed. Nou, voordat ek hom vir jou oopbreek met 'n illustrasie. Wat die skrywer van die Hebreërs sê is, in hoofstuk 4, die woord van die Here beteken vir jou niks as jy dit nie glo nie. Die woord van die Here kan niks vir jou doen as jy dit nie gehoorsaam nie. En nou sê die skrywer in Hebreërs en Esra in die Ou Testament, iets wat ek en jy moet doen. Ons moet ywerig raak met God se woord en ons moet vaardig raak met God se woord. Want uiteindelik gaan ons 'n gebou hê. Ons is besig om iets te bou, maar ek is nie deel van dit nie. Ek het dit nie in besit geneem nie. En ek gaan nou vir jou sê wat is die rus van die Here. So ek gaan hom nou vir jou oopbreek. Maar hier is 'n kwalifiserende onderwerp wat beide auteurs, nou Esra minder, maar definitief die skrywer van Hebreërs wil hê ek en jy moet verstaan dat ons as lesers, die ontvanger van God se woord, moet dit in ag neem. Ons kan nie net hoorders daarvan wees en nie daders word daarvan nie. So nou wat gebeur is met ywerigheid en vaardigheid is iets wat ek en jy moet oefen. Ons moet dit gereeld doen. Ons moet dit deel maak van ons lewens. Ons moet eintlik nie eens daaraan dink nie, maar die woord moet so in ons hart en in ons verstand geberre wees, dat ons absoluut vaardig en ywerig, doelgerig, bekwaam, vaardig. En uiteindelik as die Here dit oproep, dan is dit daar. Nou hier kom die illustrasie. Ek het 'n goeie vriend gehad. Sy naam was Kyfie. Ekskuus. Sy naam was Martin van Wyk. Sy bynaam was Kyfie. Net nou dink julle 'n ouer noem 'n kind Kyfie. Kyfie was 'n baie goeie vriend van my. En saam het ek en hy ongelooflike dingetjies aangevang. Maar daar was een ding wat Kyfie baie goed kon doen. Dit was deel van sy DNA. Hy het dit gedoen sonder om te dink. Hy het dit baie suksesvol uitgevoer en elke keer het hy baie vaardigheid getoon as hy dit doen en meeste van die kere vir ons geweldige plesier veroorsaak. Martin van Wyk alias Kyfie kon baie goed gooi en raak gooi. Het sy 'n klippie, het sy 'n akker. Het sy iets wat ons bewimpel op die skool se pauzebreek, was Kyfie die man wat die sukses veroorsaak het. Vriende, en ek oordryf nie. As ons geloop het in die strate of met ons fietsse gedoen het en Kyfie sien 'n akker, dan het hy hom opgetel. En as hy iets sien wat blink, 'n blikkie, dan stop hy ons en sê, manne, wie gaan hom raak gooi? En jy, Kyfie, ons weet, jy gaan, dan kom ons traai, maar dan traai ons. En Kyfie sal gewoonlik die eerste enetjie net so langs gooi, die volgende een, oor ja gaan die blikkie. 'n Ongelooflike vaardigheid. Hy het al in standaard 7 vir die eerste span cricket gespeel. Want hy kon baie goed bal en dan was hy 'n uitstekende veldwerker. Hy kon 'n bal optel, 'n cricketbal optel en daai bal is baie naby by die paaltjies en die nie omgegooi nie. En so het hierdie vaardigheid deel geword van Kyfie. Hy was nie die persoon wat enigiets kon raakgooi. Ons besluit, ons is so standaard 9, dis nou wat graad 11. Ons is nou lus om amok te maak in 'n pauzebreek en ons beplan weke aan hierdie ding. Die Rooi Skool Afrikaans Hoërskool in Kroonstad het 2 sulke hoofgeboue gehad, soos meeste skole, en dan 'n gras vierkant waar al die kinders gesit en kuier het, meeste van die kinders in elk geval. En dan het baie seuns hulle dit gedoen, hulle gaan met waterbomme daarbo. Dan gooi hulle nou hier van bo af. En dan hardloop jy wil al die meisies raakgooi, dis eintlik die doel. En dan kom die prefekte, nee, vang daai manne, en dan hol hulle nou rond, dis 'n groot jagery eintlik. Maar Kyfie kom met 'n voorstel, hy sê nee manne, ons moet van al twee fronte aanval.
Ja? Want julle sien wat gebeur is, die kinders gaan altyd na een kant toe, want hier waar die water val, dan beweeg hulle altyd in 'n ander gebou toe. Ons moet daar reg wees. Goed, kyfie, wat stel jy voor? Hy sê, raad, julle gooi die eerste linie, eerste sarsie, gooi julle van daar af, ek sal dan reg wees met die klein waterballonnetjies, en ek gaan vir hulle seermaak. Nee, dit is 'n goeie plan. Vir wie gaan jy mik? Nee, ek soek die hoofmeisie. Vandag soek ek die hoofmeisie. Vriende, ons hele plan werk perfek. Ons skep 'n illusie, die waterbomme val, al die meisies gaan, eintlik geniet hulle dit. Hulle wil dit nie sê nie, maar hulle geniet dit eintlik. En die hoofmeisie spring hier van agteraf op. En sy begin, toe sy nog skree, hulle is daar, klap kyfie hier agter haar bolla. Haar hele hare is so oor haar gesig. En van daar af vlieg hulle net. En nou ja, ons is nie gevang nie. Kyfie was nie gevang nie. Tot vandag toe nog wonder die hoërskool of die hoofmeisie van daardie jaar wie daar raak gegooi. Nou hierdie vaardigheid wat Kyfie gehad het, was nie iets wat hy gister besluit het en vandag het hy dit nie. Dis iets wat hy dag in dag uit vir weke, maande, jare beoefen het. En die skrywer in Hebreërs sê, beywer jou. Esra sê, raak vaardig. Waarin? In jou woord gebruik. Jy moet met hom oefen, jy moet met hom gemeenskap hê, jy moet hom lees, jy moet hom in jou hart bære. Daar is verskillende strategieë hoe jy dit kan doen. Ons het nou nie tyd vir dit vanmôre nie, maar die punt is vanmôre, die Here se woord is vir my en jou 'n bron tot wysheid, tot besluitneming, tot dit wat jy nodig het om wat te doen om in hierdie rus in te gaan. En ons, ek sê nou ons, en ek oor veralgemeen, en ek doen dit met 'n goeie rede. Ons is nie besig met God se woord nie. Want ons verstaan nie wat is eintlik besig om te gebeur met God se woord nie. Nou ek gaan jou 'n voorbeeld gee. Ons lees God se woord vir my. God gaan vir my ietsie gee. Of die Here Jesus gaan vir my iets openbaar. Of die Heilige Gees gaan vir my ietsie wys. En dit is reg so. Maar Henny het dit gesê, hoe dieper jy gaan, hoe minder vat jy saam. Hoe dieper jy gaan, hoe meer woord gaan jy kry. So nou, daar's niks fout om die Here se woord te lees vir bemoediging nie. Niks fout om die Here se woord te lees vir 'n woord vir, kom ons noem dit nou, vir jy weet, motivering of vir selfs genesing nie. Ekskuus. Maar daar is 'n dieper vlak uit God se woord uit. God se woord, en dis hoekom ek sê ons oor veralgemeen, ek sluit myself hierby in. Lees hierdie woord vir myself. Vriende, hierdie woord is die toonbeeld van God se liefde gewys gedemonstreer aan my en jou. Wie is die hoofkarakter in hierdie woord? Wie is die hoofkarakter in hierdie woord? Die Here Jesus Christus. Beide Hebreërs wat 'n fokusboek is op Christus en Esra wat 'n bouboek is op die tempel wat uiteindelik maar net 'n verskansing was van wie Christus was, fokus op die karakter van Christus. Wie hy is, wat hy sê, wat hy doen. En nou lees ek en jy ons woord, want ek moet nou 'n dagstukkie hê vir vandag. Weereens, niks fout daarmee nie, maar vriende, die rus waarvan Hebreërs 4 praat, is die Here Jesus Christus. As jy in die rus van hom wil ingaan, moet jy die Here Jesus Christus ken. Jy moet hom verstaan, jy moet hom bestudeer, jy moet weet hoe hy is met jou, jy moet sy hart ken, jy moet hom lees en soek en vind. Dis soos ek my vrou vandag nog sekere elemente van haar vind, na 27 jaar. Vriende, ons verhouding met die Here Jesus Christus gaan van jou bekwaamheid vra, ywer vra, vaardigheid vra. Dit klop in my hart as ek sê, Here, u woord het soveel kosbaarhede, reg van die begin af. As 'n mens sien hoe die Here Jesus daar was in die tuin van Eden, jy sê, die Here Jesus, ja, lees hom, hy's daar. Hoe hy saam met Noag uiteindelik die toonbeeld word van die ark. Hoe hy saam met die patriarg te beweeg, vriende, die woord van Christus, as ek so aangaan, dan is dit vir my 'n bron wat my opwek in opgewondenheid. Die woord van Christus is vir my en jou bedoel, sodat jy wat kan doen? In sy rus ingaan. Wat gebeur as jy in sy rus ingaan?
Wat gebeur is ons van buitekant of binnekant toe kom. Ons het nie met die stoele buitekant nie, ons het hierdie gebou in besit geneem. Ons het dit wat gebeur hier? Hier het ons rus, hier kan ons lag, hier kan ons saam huil, hier kan ons groei, hier het ons gemeenskap. Christus is die doel van die oefening, vriende. Nie wat ons kan kry nie, nie wat hy vir ons kan gee nie, of jy of ek uit hom kan kry nie. Hy is die objek van God se liefde. Hy is die guns van God aan my en jou. Hy is die geskenk wat ek en jy ontvang. Hy is die een wat vir my en jou die heiland is vermoere. Vriende, as hy besluit om iets nie vir jou te doen nie, weet vermoere, hy het 'n goeie rede hoekom hy dit nie doen nie. Hy is altyd vol. Hy is iemand wat jy moet vertrou. Hy is iemand wat jy jou hart, jou sake, jou gemoed, elke area van jou lewe in moet deponeer en jy moet dit doen met ywerigheid, met spoed. Jy moet dit doen omdat jy dit wil doen. Nie omdat Christo of Marie of wie ook al in 'n bedieningsplatform is vir jou sê, wil jy nie nou man nie. Vriende, dis die grootste, kosbaarste skat wat ons in ons hande het, is ons woord wat ons vertel van ons meester en ons heiland. Kom ons bestudeer hom, sê die skrywer van Hebreërs, want sy woord is skerp en skerper as 'n tweesnydende swaard. Hy gaan jou help. Hy gaan jou berus, hy gaan vir jou deurdra. Nou beweeg ons in ons wêreld en ons vergeet so maklik dat die Here Jesus hierdie woorde sê. Wat ek bedoel met ons beweeg in die wêreld, ons gaan hierdie lewe. Ons doen ons dinge, ons gaan aan die Here Jesus is so bysaak, iewers weer eens ek oor veralgemeen. Maar as ek stil staan by Johannes 14, dan hoor ek woorde wat soos 'n klokslag deur my siel skiet. As jy my lief het, sal jy doen wat ek vir jou sê, of my gebooie bewaar. Jy sal ywerig wees met dit wat ek vir jou gee. Jy sal doelgerig wees. Jy sal vaardig wees. Hoekom? Want jy is mos lief vir my. Vriende, dit is die toonbeeld van verhouding bou. Dis jou en my verantwoordelikheid om van ons kant af verhouding te bou. Hoe soek jy verhouding? Jy is ywerig daarmee. Jy is spoedig en op datum. Jy is bekwaam en doelgerig. Jy kan jouself voorstel, veral ons manne, as ons na ons vrouens se harte hinker en ons vlerk sleep. Vriende, dis nie sommer net wat gaan ons doen en dis 20 minute saak nie, is dit nie? Dis beplanning, dink veral in die dag toe jy verloof geraak het, of selfs jou bruilof. Dis 'n intense saak van vaardigheid en ywer. Ag vriende, wil julle nie hoor wat God uit sy woord uit sê vir ons vanmôre nie? Soek die Here Jesus met ywer en met vaardigheid. En dan kom die seën van die Here na my en jou kant toe. En wat is daai seën? Dit is sy rus. En wat gebeur as ek en jy in hierdie rus ons possessie neem, ons eienaarskap inneem? Dan sê die Here se woord, word ons deel van sy huishouding. Ons word deel van die groter plan. Maak nie saak wat hierdie kant gebeur van die graf nie. Vriende, jy is in 'n plek van rus. Why? Hoe werk dit? Want Christus is nou jou grootste besitting. Christus, Jesus is jou grootste bate. Wat hy sê, tel. Wat hy doen, is jou inspirasie. Wat gebeur met jou lewe, is vir hom om te besluit wat gebeur daarmee. Jy is oorgegee, en uiteindelik is jy afgegee. Wat gebeur? Jy het in die rus ingegaan, waarvan Christus die eienaar is. Wie wil dit nie hê nie? Wie van ons wil nie dit hê nie? Vriende, hy roep vir my en jou na geloofsgehoorsaamheid toe. Dis 'n woord wat Paulus gebruik in Romeine 1, is uniek tot Afrikaans. Daar bestaan nie so woord in Engels of Grieks of Hebreërs nie. Dis 'n baie mooi woord, geloofsgehoorsaamheid. Jy gaan hom kry in hoofstuk 1, vers 5. Gesê Paulus, guys, ons het die wonderlike voorreg om Christus te kan ken deur geloofsgehoorsaamheid. Jy moet hom glo en jy moet hom gehoorsaam. God se woord is vir my en jou tot insig, tot insig, en dit is werklik waar 'n lamp tot jou voet.
Al wat ek en jy moet doen is, ons moet dit met ywerigheid en vaardigheid glo, en met doelgerigtheid en bekwaamheid uitvoer. That's it. Vanmôre is die Here Jesus beskikbaar vir ons, maar op sy terme. Vanmôre is die Here in sy woord, elke belofte wat hy vir ons gee, is my en joune. Maar, dis in Christus Jesus beskikbaar vir my en jou. Nie deur iets of iemand anders nie. En as die Here Jesus vanmôre vir my taak, en sê, Leon, het jy my lief? Amper asof hy vir Petrus gevra het. En ek dit kan antwoord en sê, Here, wat wil jy hê moet ek doen met ons liefde? Dan is die tema van vanmôre se woord, raak ywerig en vaardig met my woord. Want dan sal jy doen wat ek vir jou sê, jy moet doen. Vriende, die Here Jesus nooi ons uit om gemeenskap met hom te hê. Die Here Jesus wil met my en jou tyd spandeer. Dis sy hart. Wil ons. Laat vanmôre se woord insink. As iets wat moontlik is vir ons om te doen, dis nie moeilik nie. Vat jou tyd. Beplan om jou dag of jou manier hoe jy funksioneer met God se woord. Maar vriende, raak ernstig oor God se woord. Elkeen van ons is verskillend. Party van julle staan 5 uur al op. Ek weet nie hoe julle dit doen nie. Ek sê ou wat 5 uur opstaan nie. Ek kan nie eers dink, let alone bid 5 uur die oggend nie. Maar ek het 'n ander manier. My voertuig is vir my 'n plek van stil word. Maar vriende, ek moet tyd neem met God se woord. En ons kan by mekaar leer, hoe doen jy dit? Wat is jou tegnieke? Maar asseblief vriende, dis 'n B-gedeelte van hierdie woord, maar asseblief vriende, raak vaardig en ywerig met sy woord. En dan word die bouproses moontlik gemaak, want dis eintlik wat ons moet doen. Ons moet in sy rus ingaan, ons moet in dit wat hy vir ons gee, moet ons ingaan, en dis eintlik wat ons doen, ons bou. Dis die tema van ons jaar. Gestel ons is klaar gebou, wat dan? Vriende, ons bou aan sy koninkryk, ons bou aan sy doelwitte, ons bou aan dit wat vir hom belangrik is. Jy moet sy woord diep in jou hart, ywerig en vaardig bewaar. Kom ek sluit af. Ek en Kyfie gaan kuier een middag by Strydomdam. Nou Strydomdam is in Kroonstad 'n baie klein dam, want in Kroonstad is daar net die Valsrivier. Klink amper soos die Vaalrivier, maar dit is eintlik net die Valsrivier. En hy het sy naam eintlik gekry omdat hy sulke diep kolke het. Maar by die Strydomdam is daar 'n groot wal gegooi. Dis 'n mooi stuk bouwerk. Maar dan is daar sulke lopies vanuit die dam waar die rivier dan nou verder loop. En dis ek, Kyfie, ek onthou sy sussie was daar, en Jessica, hulle Doberman hond. En ons het almal met die blou bakkie gery, is my pa se Datsun 1200 Datsun bakkie. Hy was die kleur van 'n smurf. En my ma het hom ook haar smurf genoem. En die 4 van ons is af Strydomdam se lopies toe, ons gaan bietjie swem, ons gaan speel daar, en die middag het begin, dis 'n wonderlike plek, jy sal dit nou nie vandag meer kan doen nie, maar daai jare, alles was skoon, jy kon swem daar, jy kon jouself geniet in baljaar, en natuurlik het ek en Kyfie ons gooi kompetisietjies gehad al, en uiteindelik is ons rustig al, ons is eintlik besig om op te pak, en Jessica en die hond sniffel haar rond, ek onthou nie regtig wat het sy sussie gedoen nie, maar in elk geval die hond is daar rond, en uit een van die lopies, soos die rivier hom so vat, is 'n slang gedraai om 'n vis. En ek sê vir Kyf, hey, check die ding, hy sê Gaddafi, dit was my bynaam, wat gaan hier aan? Ek sê, dink jy, dit is 'n giftige ding, hy sê, hy weet nie, maar kom ons pla hom. Ek sê, moet hom nou net nie doodgooi nie, hy sê, nee, gaan hom net pla. En Kyfie het so 'n paar klippe wat hy daar reg kry, en hy skiet hom so langs, maar net so langs, woep, en al die slang en die vis wip so op, en die slang kom toe agter die moeilikheid, en uiteindelik is hy los die vis, en met die sien Jessica, die hond, maar hier's goed wat beweeg in die water,
En die hond gee 2 blawwe en spring in die water in. En Kyfie skree en ek skree en die sussie weet ek nie wat doen sy nie. Sy het ook seker maar geskree. Maar is hond en slang wat na mekaar toe swem. Daai slang maak so. Kom so. Die vis weet ek nie, hy het daar aan rond, ek dink hy nog gelewe. En Kyfie skree, Jessica, kom terug. Maar geen hond gaan met daai aksie besluit, dis nou so, ons gaan kontak hê. Vriende, sonder om te aarzel, het Kyfie 2 klippe. Die eerste klip val tussen Jessica en die vis, en Jessica snak so na haar asem. Die tweede klip tref die slang 100% op sy kop. Toe Jessica uiteindelik haar sinne weer by mekaar het en by die slang uitkom en haar gryp, dus die slang lang al bokveld toe. Ons kom daar uit, dis hond en slang en hond en ons kan nou nog nie, ek het so geskrik, ek het nou nog nie geweet wat 'n slang dit was nie. Ek onthou net Kyfie se woorde, Jessica, jou simpel hond. Vriende, daar was nie tyd vir Martin van Wyk om sy gooi te oefen toe dit saak gemaak het nie. Net soos vir my en jou, in 'n lewe waar my en jou geestelike welstand bedreig word, Christus se koninkryk oënskynlik probeer om afgetakel te word, want hulle kry dit nie reg nie. Is ek en jy getaak om wakker te wees, vaardig te wees, ywerig te wees met wat? Met sy woord. Want as die knoppie gedruk word en die beweging is daar, hoopelik het ons dit in ons hart gebere en het ons die vaardigheid om te doen wat die oomblik van ons verwag. En dit is my hart om vanmôre vir jou te sê, skerp op jou dissipline met God se woord. Lees dit, leer dit, leef dit, elke dag van jou lewe. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir u woord, dit is so kosbaar, en dit bemagtig, want u wil ons saam met u hê. U sê in die woord, ek is met julle tot die einde. So Here, die verantwoordelikheid lê by ons, want u het reeds, ons moet nog. En uit die woord uit, help u ons om te sê, kom, word ywerig, word doelgerig, word bekwaam in my woord, sodat ek my doelwitte deur jou kan bereik. Here, elkeen van ons het hulp nodig, selfs ek, om vanmôre net weer te verstaan, ons is besig met 'n geweldige groot prentjie, met 'n koninkryk wat nimmer eindigend is, wat 'n wesenlike vyand het. Help ons daarom, om te snap wat u sê, terwyl ons besig is om te bou, soos ons tema vir die jaar is. Help ons om te bou, aan onsself, in die kamers van ons hart, dat ons u woord daar sal pak, dat ons sal reg wees om dit te gebruik as ons moet. My gebed is, Here, dat u elkeen van ons sal vaardig vind, ywerig sal vind, bekwaam en doelgerig met u woord, soos wat Esra was, en soos wat die skrywer van Hebreëus gevra het, ons as luisteraars moet wees. Kom ons tegemoet, Here, ons het u baie nodig. Help vir ons, herinner u vir ons, wees die naprediker van die woord, rig dit op ons harte, en ons sê vir u baie dankie daarvoor. In Jesus naam alleen. Amen. Bro, kom sluit vir ons af. Terwyl Leon so terugdink aan sy jongmens daar, sal ek my ouderdom weggee deur vir julle te sê, toe ek 'n jong mens was, het Roxette 'n liedjie gesing. Hello you fool, come join the joyride. Nou Leon se woord is die totale teendeel. Vanoggend sê dit vir my en jou, soos wat Lukas 14 sê, bereken die koste. As jy Jesus volg, dit is ook 'n woord wat sê calculate, do a calculation. Soos wat hy praat van 'n bouprojek, het ons nodig om voordat ons daai projek aanpak, baie mooi te bereken, wat gaan dit van my vra persoonlik? Wat gaan dit van my vra geestelik? Wat gaan dit van my vra materieel gewys? Wat gaan dit van my vra om te sê,
volg Jesus. En of jy sê dit wat hy vanoggend bedien, vra van my en jou dat ons sy woord baie ernstig moet opneem. Die woord van die Here is daardie standaard wat die Bybel van praat. Hy sê, I will raise a standard and the gates of hell will not prevail against it. Jesus is die woord. Jesus is daardie standaard. En ons reageer vanoggend op 'n uitnodiging as kinders van God wat sê, I'm not in for the joyride. Want ek weet, ek moet van myself gee. Kom ons sê ja vir Jesus, vir hierdie wat hy vra. Om vaardig te wees, om op te skerp in ons geestelike wandel met hom. Wie vat dit as 'n challenge vandag en sê, ek wil opskerp in my wandel met die Here. Amen. Kan ek vra die